wil nie net herinner, na die diens gaan ons net so vandag, bietjie, dis al goed as wat ek oor wil gesels, so as jy dalk kan bly, net, dit gaan nie baie lang wees, ons net vandag kort bietjies uitsorteer. Baie dankie. Dan moet ons net die oor wat ons sal. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir die wonderlike liefde. En dankie dat U nog gebehaag met ons. Dankie dat ons kan stil word voor U woord en kan hoor en kan luister na dit wat U vir ons sê. Dankie dat ons sal leer uit die woord en dat ons sal toepas dit wat U vir ons leer. Dankie, Here Jesus, dat U kom toe alle eer en alle lof. Amen en amen. Kan saam met my oopmaak in Spreuke 13 vers 20 tot 25. Ons gaan aan met ons reeks op reis deur die skatkamers van wysheid. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met dwaase verkeer versleg, die onheil vervolg die sondaars, maar hy sal die regverdiges met goed vergelde. 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggeberg. Die braakland van die armes lewer oorvloedige spys op, maar daar is wat deur ongeregtigheid verlore gaan. Wie sy woede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. Die regverdige eet totdat hy versadig is, maar die maag van die goddelose ly gebrek. Soos kyk nou vers 20, gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met die dwaase verkeer versleg. Om met 'n persoon te wandel, impliseer natuurlik dat daar liefde moet wees en 'n gehegtheid is. 'n tipe aantrekking of ooreenstemming. Jy gaan tog nie vriende wees met iemand van wie jy nie hou nie. As baie mense ontmoet mekaar en daar's iets wat, soos hulle sê, wat klik. En daar's ooreenstemmings en jy hou van die persoon en daar so begin julle gesels en daar's ooreenstemmings en soos wat julle pad stap, nou word julle vriende en naderhand word julle beste vriende. Maar jy gaan nie beste vriende word met iemand van wie jy nie hou nie. Gaan jy? So, wat het impliseer om 'n verhouding met iemand te hê, moet daar 'n tipe van 'n liefde wees, 'n broederlike liefde en 'n gehegtheid of 'n tipe aantrokking wees. Anders gaan nie met die ene kant vriende wees nie. Daarom sê ons, wys my sy geselskap en ek sal jou vertel wat sy man hy is. Nou die Bybel sê, ons moet kyk met wie ons vriende is. Wie is jou vriendekring? Met wie men jy assosieer jy? Want met die wat jy gaan saamhang, gaan op die ouene van die dag kan bepaal wat sy tipe mens is jy. Want kom ons dink bietjie daaraan. As jy kind van God is, gaan jy daarvan hou om elke Vrydag en Saterdag in kroeg te sit en na vuil grappies te luister en te vloek en te kere te gaan? Nee, jy gaan nie. Want jou gees gaan bots. As jy 'n kind van God is, gaan jy die vriendskappe soek van die kinders van die Here. Jy gaan die geselskap soek van goddelike mense. 'n Goddelike persoon, iemand wat vir Jesus Christus lewe, wil nie en kan nie deel hê in hierdie wêreld nie. En mense is lief daarvoor om te sê, ja, maar Jesus het saam met prostituie en saam met dronkaards en saam met geldgieriges rondgaan. Daar's 'n baie groot verskil. En ek het dit al genoem, maar gaan kyk maar self. Toe Jesus in daai mense se huise ingegaan het, het hy vir hulle gesê, hou op Sondag. En gaan dan heen en Sondag nie meer nie. Hy het nie saam met hulle gedeel in hulle sonde en hulle verlustig in hulle sonde nie. Hy het daarin gegaan met 'n doel om vir hulle te sê, jy het 'n keuse, jy kan die Here dien of jy kan die wêreld dien. Stop om te sondig. Die Here sal jou sonde vergewe, maar dan stop jy om te sondig. Ons kan nie ons ophou met die wêreld nie.
Want ons is nie in hierdie wêreld nie, ons is nie deel van hierdie wêreld nie. So wys my jou geselskap, wys my jou vriendekring. As dit mense wat hou daarvan as hulle braai, dan vergeet hulle van die vleis, want hulle is so dronk gesuip, dat 2 dae later onthou hulle oor was nog vleis op die rooster. Gaan praat maar met die mense wat so drink. Ek dank die Here ek drink nie. Maak my nie beter as enigiemand anders nie, maar Jesus het my gered uit genade. Ek was ook eens in die wêreld. Christus het my kom red. So ek verhewe my nie bo enigiemand anders nie. Maar jy sien, die dag toe ek by Christus uitgekom het, het ek 'n nuwe mens geword. Het my hele natuur verander. Daarom wat die woord sê, gaan met die wyse om, dan word jy wys. Hoe meer jy met die kinders van die Here gaan geselskap hou en gaan deel, hoe sterker gaan jy word in die Here. Want nou gaan hulle jou kan laat groei, en kan lei, en kan dra. My broer, daar wat jy doen is verkeerd. Moenie dit doen nie. Kom ons gaan die kant toe. My suster, ek sien jy tree so en so op. Dis nie wat die Bybel wil hê nie. Die Here wil hê ons moet so lewe, en jy help mekaar. Dis nie veroordeel as jy iemand help nie. As jy iemand help en jy help iemand in liefde reg, dit is waar dit inkom, onthou. Jy kan mekaar in liefde reg help. Sê nie gaan met die Bybel en slaat iemand half business oor die kop nie. Liefde, sagmoedigheid, en help mekaar reg. En ons lei mekaar, want so gaan ons versterk word, en gaan ons kan lewe vir die Here. Maar dan moet jy in die kring van die wyses beweeg. Want gaan jy met die dwaases om, gaan jy dwaas word. Hy wat met die dwaase verkeer versleg. En ek het dit al keer op keer gesien, mense wat die Here gedien het, wat kinders van die Here was, dat hulle met mense begin bevriend geraak. Ewe skielik kom hy nie meer kerk toe. En nou voel hy miskien skuldig, nou volgende Sondag is hy terug in die kerk. En dan sy weer skielik nie in die kerk nie. En na rukkie, dan sit sommer 2 Sondae wat hy nie in die kerk is. Dan sy weer skielik kerk toe, en naderhand raak dit 3 Sondae, 4 Sondae, naderhand is dit 6 maande wat hom laas gesien het. Dan loop hy om raak in die dorp, waar is jy my vriend? Nee, maar ek is te besig en die werk hou my besig, maar dan gaan kyk en dan sien jy intussen en dan lê en kroe en kuier saam met vriende en het word gevloek en heeltemal verkoud. Jy kan jou nie meng met die wêreld en dink jy gaan staande bly nie. Bly weg van die wêreld, vlug van die wêreld. Gaan met die wyses om. Want weet my die geselskap wat jy hou en ek sal maklik jou morele karakter kan raai. Kyk maar, 2 vriende, hulle begin naderhand mekaar se gewoontes aanleer. Is dit nie so nie? Jy raak bevriend met iemand, naderhand sê jy nie sê goed wat hulle sê en jy begin aantrek soos hulle of te loop soos hulle. Kyk maar van die jong mense, hou hulle dop. Sê vir my wat verkeerd is. Jy begin leer mekaar se gewoontes. Gaan jy laat as iemand by jou leer, laat hulle begin praat oor Christus. Laat Christus oor hulle mond uitspoel, want dis al wat hulle sien by jou is Jesus Christus. Gaan jy mense positief beïnvloed? Kyk na Psalm 1 vers 1 wat sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Wel geluk en salig. Dit sal met jou wel wees, jy sal gelukkig wees en jy sal salig wees, as jy by die Here hou. As jy die weë van die Here gaan volg en die Here gaan dien, en jou nie gaan ophou met die sondaars nie. Jy kan jou nie ophou met die sondaars nie. Toe ons kinders was, het my pa 'n voorbeeld gebruik. Ons het so braai gehad, en laat hy een van ons kinders, sê nou byvoorbeeld, dat ek in die bokant van die braai gestaan en my susters was onder. Nou moes ek probeer om hulle op te trek, en hulle moes probeer om my af te trek.
Maak nie saak hoe ons dit gedoen het, die een wat bo was het altyd grond toe gegaan. Jy's afgetrek, want jy kan nie. Jy dink jy gaan miskien iemand optrek. Jy kan nie. Hulle gaan jou aftrek in die wêreld in. Maar dan het my pa gekom, nou wat hy nog so sukkel om hulle te probeer optel. Het hy gekom van agteraf en hulle opgetel en hulle bo op die braai gesit. En die les wat hy vir ons geleer het, saam met God, saam met Jesus Christus, kan jy iemand oorwen vir die Here. Maar dan het jy die krag van die Here nodig. Uit jou eie krag, uit jou menslike krag kan jy nie, want jy gaan val. So moet jy nie ophou met die wêreld, want hulle gaan jou insluk. Bly weg van die wêreld. En as jy iemand ken wat nie die Here dien nie, probeer hulle wen vir die Here om hulle op te trek, maar gaan doen dit in die krag van die Heilige Gees. Bly by Jesus Christus, bid vir hulle, trek hulle kerk toe, kry hulle in die kerk in, en laat die Here jou help, want dan sal die Here hulle red. Moenie jy probeer om mense te red nie, want jy gaan dit nie reg kry. Ons hoef nie mense te probeer oortuig nie. Ons kan hulle die evangelie deel soos ons moet, maar die Here sal die werk doen. Hy is die ene wat oplig en wat jou red. Maar meng jy met die varke of met die semels en die varke nie opeet, soos hy gesegde sê. Meng jou met die wêreld en die wêreld gaan jou verslind. Probeer eerder die wêreld by Jesus uitkry. En asseblief, moenie die wêreld in die kerk inbring nie. En luister mooi wat ek sê. Ek het nie nodig om hierso strobe lights op te sit en disco musiek te bring, want ek wil die wêreld trek. Hou by die woord van God. Amen. Ons het nie wêreldse dinge nodig om die wêreld in die kerk te kry nie. Geef hulle Jesus Christus en hulle sal kom. Geef hulle die suiwer woord van God. Dis al wat ons nodig het. Ek het nie gimmicks nodig om die wêreld te trek nie. As jy hiernatoe kom, gaan jy die waarheid hoor. Jy gaan die woord van God hoor. En dan as die Here jou siel red, sal hy jou siel red en hy sal die rede wees dat jy kerk toe kom. Nie wat 'n wonderlike vertoning ek so, ons het Sondag vir jou vertoning in 'n half gehad. Kyk, jy moes gesien het hoe daai strobe lights gegaan. Yes, ons het gedans en musiek gemaak dat dit goed gaan. Jy moet na daai kerk toe kom. Dis awesome. Nee. Dan moet jy maar eerder wegbly. Ek sal eerder hê dat iemand hier uitgaan en sê, my broer, weet jy nie, die woord van Sondag, die Here het my hart aangeraak. En ja, die woord was miskien hard, maar die Here het vir my die belangrikheid gewys om hom te dien. En dit gaan oor Jesus Christus en sy heiligheid. As jy wil groei, my broer, kom na die kerk toe, want dan gaan jy groei. Jy gaan miskien nie altyd hoor wat jy wil hoor nie, maar jy gaan die woord van God hoor. Niks minder nie en niks meer nie. Ons het nie nodig om die wêreld in die kerk in te bring om die wêreld te wen nie. Want jy gaan nie die wêreld wen met die wêreld nie. Jy gaan die wêreld wen deur Jesus Christus en die suiwer woord verkondig. En dis wat ons doen. Soos na die volgende vers kyk, vers 21. Die onheil vervolg die sondaars, maar hy sal die regverdige met goed vergelde. Die idee dat die regverdiges beloon word en die goddelose teëspoed ervaar, is 'n herhalende tema in die Bybel. Jy kan maar die Bybel deurgaan, dit word keer op keer bewys. Die Here hou die pad van die regverdiges in sy oog. Die Here sien jou wat sy kind is raak. En die Here gaan die paaie van sy kinders vooruit. Maar die pad van die goddelose lei tot die ondergang. Dit stem ooreen met die gevoel wat in Spreuke 13:21 uitgespreek word en beklemtoon die belangrikheid om 'n regverdige lewe vir God te leef. Dit is belangrik dat jy heilig vir God moet lewe. Wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. Die Here sal jou as kind van God, die Here sal jou paaie vooruit gaan. En as ek hierdie week weer gesels, sê ek vir mense, baie keer kom jy voor twee paaie te staan, en dan kyk jy na die pad wat die Here wil hê jy moet stap, en sê die Here vir jou, my kind, ek wil hê jy moet hierdie pad stap. Maar as jy so na die pad kyk, en lyk dit moeilik, en is dorings, en dit is rotse, en dis 'n moeilike pad.
Dan kyk jy die kant toe, grasvelde en dis 'n gelyke pad. Maar Here, ek wil graag hierdie pad stap. Nee my kind, ek wil hê jy moet die pad stap. Maar Here, hier lyk dit so maklik. En dan stap jy die pad wat jy wil stap en dan kom jy uit die einde van dit is die dood. Of dan kry jy seer, dan kom rampe, teëspoed. Maar die pad het so mooi gelyk. Stap eerder die pad wat die Here vir jou wil hê, al lyk dit gevaarlik, al lyk dit moeilik, al is dit soms opdraande, maar die pad wat die Here wil stap is die beste. En die Here stap saam met jou, hy gaan jou nie los nie, die Here stap tree vir tree saam met jou. Al gaan dit sleg, al het ons nie altyd antwoorde nie, die Here stap langs jou en hy stap saam met jou. En sy oë is op jou. Die onheil vervolg die sondaars. 'n Sondaar se weë gaan eindig in die dood. Mag miskien nie op hierdie aarde wees nie, maar as jy jou oë hier gaan sluit, waar maak jy jou oë oop? In die ewige verdoemenis, in die hel, in die poel van vuur. Die sondaar se weë gaan altyd opeindig in die dood. Altyd. Jy mag miskien dink jy kom hier op aarde weg. Jy mag miskien hier op aarde dink jy's baie slim. As jy nie Jesus Christus het nie, dan is jy glad nie slim nie. Want die wêreld se wysheid beteken niks. Maak seker jy volg agter Jesus aan. Hy sal die regverdiges met goed vergelde. En kind van God, kom ons wees eerlik, jy op aarde gaan jy nie altyd alles 100% wonderlik hê nie. Jy gaan nie altyd op die aarde vergoed word vir dit wat jy doen nie. Maar eendag as jy by Jesus Christus kom, gaan die Here jou werk beloon. Die woord van God sê dit vir ons. Ons lees in die Nuwe Testament wat hy praat van, daar gaan krone wees wat uitgedeel word. Jou werk gaan getoets word. Sommige se werke gaan wees soos hooi, dit gaan verbrand, dan gaan niks oorbly nie. Hulle is nog gered, maar daar niks oorgebly nie. En dan gaan daar diese werke wees wat suiwer goud is. Hoe gaan jou werke lyk as jy eendag voor God staan en God toets jou werke? Doen jy dit wat jy doen met 'n opregte hart vir Christus? Of doen jy dit om gesien te word? Om belangrik te wees? Om al die eer te ontvang? Want ek is so oulik. Ek wil geëer word. En dan kom jy eendag in die hemel en dan bly daar niks oor van jou werk nie. Hoe sê daai liedjie wat ons sing, moet ek gaan met die hande? Wil jy eendag voor God staan en jy het niks om te offer vir hom? Niks. Wil jy jou lewe vir Jesus Christus? Al kry jy nie die eer en aansien nie op die aarde nie. Al gaan dinge nie maklik op hierdie aarde nie, maar jy lewe vir Christus. Want die eer behoort aan hom, want hy is God. Dis die rede hoekom ons Jesus dien, omdat hy God is. Gaan jy Noord-Korea toe, dan word hy mense doodgemartel. Maar hulle hou vas, want hulle weet, Christus is die lewe, hy is die werklikheid. Hy is die enigste weg. Daarom hou hulle vas en druk hulle deur. Al gaan dit deur daai verdrukking. Al gaan dinge swaar. Want ons weet waar ons hoop is. En ons weet hierdie aarde is maar tydelik. Die dinge waardeur jy gaan op hierdie aarde is tydelik. Hou vas aan Christus en hy sal saam met jou stap. Spreuke 13 vers 22. 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggewerp. Spreuke 13 vers 22 stel dat 'n goeie man 'n nalatenskap vir sy kinders en sy kindskinders laat. Hierdie vers beklemtoon dat 'n goeie man se nalatenskap nie slegs oor materiale rykdom gaan nie. En luister baie mooi. Dit help nie jy los vir jou kinders en hulle kinders rykdom en skatte en dis die rykste mense op die aarde, maar jy het nie Christus nie. Dan het jy niks vir hulle gelos nie. Daar's 'n liedjie wat hulle gesing het, ek kan nou nie die liedjie se naam onthou wie dit gesing het, wat sê van, maar jy het vir my alles gegee.
Jy het vir my klere gegee, kos gegee, opvoeding gegee, jy het vir my alles gegee. Mamma, hoekom het jy nie vir my Jesus gegee nie? Amen. Hoekom het jy nie vir my Jesus gegee nie? Jy kan vir jou kinders alles gee, maar as jy nie vir hulle Jesus Christus gee, nie vir hulle niks gee. Kom, ons gee vir ons kinders en hulle kinders Jesus Christus. Want dit is waarin jou hoop lê. En leer jou kinders, al gaan die lewe moeilik, en dit gaan moeilik gaan, hou vas aan Jesus Christus, want hy is jou anker, hy is jou hoop, hy is die lewe, en hy is die enigste wat tel. Rykdom en skatte gaan vergaan, maar Christus bly staan, vir ewig. Geef vir jou kinders Jesus Christus. Laat dit die nalatenskap wees wat jy vir hulle gee. Ja, jy kan vir hulle geld en huise agterlaat. Maar geld en huise gaan vergaan. Mot en roes kom en dit verniel dit en diewe kom en steel. Jy kan nou vir jou kind 'n biljoen rand agterlaat en dan gaan iets fout en hulle verloor alles. Of iemand hek in hulle rekening en daar is al die geld weg en wat nou? Wat nou? Wat bly nou oor? Niks. Moenie aardse dinge as die belangrikste beskou nie. 'n Goeie mens laat sy kinders erwe, laat hulle die weet van Jesus Christus. Geef hulle Christus, want dit is die grootste nalatenskap wat jy vir jou kinders kan maak. Is Jesus Christus. En ek dank die Here vir my ouers, wat vir ons as kinders Jesus Christus kom gee. En jy weet nie, my ouers het nooit vir ons kom sê, o, julle is Christene nie. Jy is gebore in 'n Christen huis, so nou sê jy 'n Christen nie. Hulle het dit nooit vir ons gesê nie. Maar dat ons gewaarsku, jy moet by Christus uitkom. Julle moet die Here dien. Julle moet die Here dien. Kom by die Here uit. Totdat ons begin verstaan het en soos hulle in Engels sê, the penny dropped. En die woorde wat hulle gespreek het begin insink en ons het besef, ek het 'n verlosser nodig. En ons by Jesus Christus uitgekom. Deur ouers wat vir ons die Here gegee het. Dis die grootste nalatenskap wat jy vir jou kind kan gee. Waar lê jou waardes? Lê dit by die Here of lê dit in aardse rykdom? Elkeen van ons moet dit self besluit. En vir jou as ouer is 'n groot verantwoordelikheid wat julle as ouers het om vir julle kinders Jesus Christus te leer. Leer vir hulle die waardes van kleins af. Bring dit by hulle in. Spreuke 13 vers 23. Die braakland van die armes lewer oorvloedige spys op. Maar daar is wat deur ongeregtigheid verlore gaan. Spreuke 13 vers 23 stel dat oorvloedige kos in die nie bewerkte grond van die armes is, maar sonder geregtigheid word dit weggevee. Die vers verwys na die nietgemaakte veld waarop baie arbeid spandeer is. Volgens een kommentaar floreer die armes, hoewel op 'n eenvoudige manier, terwyl diegene wat groot rykdom het, dikwels in armoede gebring word, weens gebrek aan oordeel. Wat dit op neerkom, as jy dit wat jy doen vir die Here doen, sal die Here vir jou sorg en die Here gaan saam met jou gaan. Die braakland van die armes lewer oorvloedige spys op, want die Here sal jou land seën en die Here sal sorg dat jy kos in jou huis het. Die Here sal vir jou sorg. Maar dan kry jy mense wat ryk is, hoeveel keer gebeur, dan sien jy wat, nou presies soos ek nou gesê het, wat iemand gesterf het en hulle kinders het, alles geërwe. Dan mors hulle dit op. Ons lees die verhaal van die jong man wat vir sy pa gesê het, gee my erfdeel. En dan gee die pa sy erfdeel en wat het hy gedoen? Hy het dit uitgemors. Hy het dit gemors. Hy het nie wys daarmee gewerk nie. Jy kan ryk wees, maar jy kan dit so opmors dat jy in armoede beland. Was die wat deur ongeregtigheid verlore gaan. As jy nie die Here gaan dien, nie gaan jy verlore gaan.
En dan gaan al jou skat en jou rykdom vir jou niks beteken. Jou belangrike naam hier op aarde gaan vir jou niks beteken as jy eendag jou oë toemaak sonder Christus. Sorg dat jy by Jesus Christus bly. Want dan sal die Here vir jou oorvloedige spys gee. Dan sal die Here vir jou sorg. En die woord van God sê nie die Here gaan vir jou skat ryk maak nie. Die Here sê hy sal vir jou sorg. Yes. Hy sal sê sorg dat jy genoeg het. Hy sal vir jou dra dag na dag. En daarin is jou rykdom want God sorg vir jou. Jy het miskien miljoene in die bank, maar God sorg vir jou. Waar jy kan miljoene in die bank hê en sonder Christus sterf dan jy niks. Jy's arm. En pa daai verhaal vertel van die dorpie wat hulle gesê het, vanaand gaan die rykste man in die dorp sterf. En die rykste man in die dorp het al die dokters en spesialiste gekry om hom te waak die aand. En die oggend toe sy nog wakker, toe lag hy vir hulle. En met die toe hoor hy een van die mense praat, toe hulle die boemelaar wat in die dorp was, het gesterf. Maar daai boemelaar het hom gesien het hy met sy Bybel gesit. Het hy gebid, het hy die naam van Jesus geloof en prys. En weet wat, hy was toe op ouend van die dag die rykste man in die dorp. Yes. Want hy het Christus gehad. Ja. Waarna kyk ons in hierdie wêreld? Na aardse besittings of kyk ons na ware rykdom, Jesus Christus? Wie sy roede terughou en luister baie mooi. En ek is so dankbaar ons staan op die woord van God. Dit is woord van God. En luister mooi wat sê die woord van God. Dis nie wat Louis sê nie, dis wat die woord van God sê. Wie sy roede terughou, haat sy seun. Het jy gehoor? Wie sy roede terughou, haat sy seun. Maar hy wat hom lief het, besoek hom met tugtiging. Ons is in 'n samelewing wat hulle vir jou sê, jy mag nie 'n kind tugtig. Die woord van God, daar's paar plekke in die woord van God, wat die woord van God sê, buig die boompie terwyl hy jonk is. Moenie die lat terughou nie. Tugtig die wat jy lief het. God tugtig die wat hy lief het. Ons is in 'n samelewing wat, dis mense mishandeling. En ek wonder hoe werk dit uit vir ons samelewing. Kom ons kyk hier in die 70s, 80s, 60s, hoe was dit? Jy het nie gedurf terugpraat met jou ouers nie. Want jy 6 van die beste gekry. Ek dink nie vandag se mense weet wat beteken 6 van die beste. Maar vir ons in die ouer gardes, ons weet wat 6 van die beste is. En mense het respek gehad vir hulle ouers. Hulle het respek gehad vir hulle werksplekke. Hulle het respek gehad vir gesag. Hulle het respek gehad vir